Geliefde broer en suster, goeiemôre. Welkom by ons oordenking vanoggend waar ons die 6de bede gaan hanteer. Maar voordat ons begin, kom ons bid. Here, ons dankie dat u woord vir ons behoue gebly het deur hierdie eeue heen. 'n Woord wat ons lewe rig, 'n woord wat ons lei, 'n woord waar ons onsself kan aanmeet sodat ons weet dat ons in u kan bly. Ons bid dat u deur die Gees in elkeen van ons sal bly, dat ons in u wil kan leef, hierdie dag, hierdie lewe, tot in ewigheid. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, en in die werking van God die Heilige Gees. Amen. Geliefde broer en suster, die 6de bede van ons Here Jesus Christus, kom ons by ons skrifgedeelte vir oggend, en dit is Matteus 15, en ons lees daarvan vers 1 af. Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so is julle ook nie as julle in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. En dan kom ons by die 6de bede. En wat is die 6de bede? Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En dit is omdat ons in onsself so swak is, dat ons nie een oomblik kan standhou nie, en daarby nog ons doodsvyande, die duiwel, die wêreld en ons eie vlees, nie ophou om ons aan te val nie, wil ons tog staande hou en versterk deur die krag van u Heilige Gees, sodat ons in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie, maar altyd sterk teestand kan bied, totdat ons uiteindelik vergoed die oorhand behou. Geliefde broer en suster, en dit is hier op die laaste 6de bede waar die Here ook vandag vir jou kom sê, sonder my is jy niks. Sonder my gaan dit nie moontlik wees vir jou om in hierdie donker, duister wêreld, hierdie gevalle wêreld van ons staande te kan bly nie, want nie net alleen dat jy deur jou eie swak vleeslike begeertes versoek word nie, het ons nog die aanval van hierdie wêreld en sy begeerlikhede en die duiwel en sy kragte. En daarom, man, as jy vanoggend bid, lei my nie in versoeking nie en verlos ons van die bose, is dat ons deur die krag van die Gees alleen in en deur die Here Jesus Christus staande kan bly in hierdie wêreld, dat ons totale afhanklikheid vir hom in hom kan bly. Die Here Jesus sê immers, hy is die wynstok en ons is die lote, en as ons nie in hom bly nie, dan word hierdie lote uitgesny en weggegooi. En dan vers 5, sonder my kan julle niks doen nie. Jy sien hoe die volronding van die Onse Vader begin met die verheerliking van die Vader en eindig met ons volkome afhanklikheid in Christus Jesus, ons Here, wat vir ons hierdie lydingsweg geloop het, hierdie weg gebaan het, en 'n verhouding ons kom plaas in deur sy liggaam en deur sy vlees, om in die regte verhouding met die Vader te kan leef, en dit is alleenlik moontlik, wanneer ons in hom bly. Vat dit hierdie eie ek van my heeltemal weg, wanneer ek vanoggend moet bid, lei my nie in die versoeking nie en verlos my van die bose, dat dit alleen moontlik is, wanneer ek in Christus is. En dit kom terug, ken jy die Here Jesus Christus? En as jy hom ken, hoe ken jy hom? Is dat ons in totale afhanklikheid van hom gaan leef? Geliefde broer en suster, weet vandag, in hierdie wêreld gaan jy dit nie alleen kan deurmaak nie. Ek doen eendag 'n huisbesoek in Leidenburg, en die oomie sê vir my, dominee, weet jy hoe sterk moet jy die dag wees, as jy die dag nie in die naam van die Here begin in gebed nie. En dis kom die mense vandag so moeg is en so mat is, want hulle is nie in Christus nie. Hulle begin nie die dag in sy gebed nie, hulle begin nie die dag in die krag van die Here, en lewe daarvan af vorentoe nie.
mag dit wees dat wanneer ons deur hierdie wêreld, die duiwel en ons eie vlees versoek word, dat ons sal staande bly, alleen in en deur die Here Jesus Christus, in en deur die werking van God die Heilige Gees, in elkeen van ons se lewe. Kom ons bid. Ons grote God almagtige Vader, Here, ons bid dat U ons sal kragtig maak deur die Gees, dat U ons in U sal hou, dat ons veel vrug kan dra in hierdie lewe. En dit, want U is die wynstok en ons is die lote. En dit bid ons alles in die naam van Jesus Christus, in en deur die werking van God die Heilige Gees. Amen.